Hartlike welkom van waar ook al jy kyk en dankie dat jy ingeskakel is. Mag jy die genade van God ervaar, die liefde van Jesus voel en die leiding van die Heilige Gees in jou lewe raak sien. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons nog 'n kans het om van U te leer. Dankie dat ons nog 'n geleentheid gekry het wat die boodskap wat U vir ons bring op ons harte kan neerlê. Vader, seën vandag se boodskap en mag die wat dit moet hoor, mag hulle dit hoor. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Klink die volgende bekend? Ek sê ek's 'n Christen, maar ek lewe nie soos een nie. Ek sê ek staan in verhouding met Jesus, maar my aksies wys die teenoorgestelde. En dit is presies wat Jesaja oorskryf in Jesaja 5, waar God die stuk grond wat hy gehad het hy ongelooflik mooi versorg. Hy het dit omgespit en hy het seker gemaak al die klippe is uit, al die onkruid is weg. Hy het dit so perfek gekry om geplant te word. En daarna het hy nog heining omgesit en hy het 'n wagtoring opgerig om te verseker dat die wingerde wat hy gaan plant sekuriteit sal hê. En hy het al hierdie gedoen met die hoop dat die wingerde soet, lekker druiwe sal vervaardig. Maar man, oh man, was hy teleurgesteld. Sy volk Israel, wat die wingerd is in hierdie scenario, het net suurdruiwe deurgegee. Lewe jy soos Israel? God was teleurgesteld in Israel gewees, tog was sy liefde vir ons en vir Israel so groot, dat hy vir ons 'n oplossing gestuur het. Ons 3 vrae wat ek julle gaan vra vandag. 1. Waar is jy geplant? 2. Hoe word jy gesnoei? En die 3de vraag, hoe groei jy? Jesus kom in Johannes 15 vers 1 tot 8 en sê die volgende: Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrug dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrug dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Vers 5. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woord in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrug sal dra en my disippels is. Waar is jy geplant? Met die vraag bedoel ek, as jy regtig diep kyk in jou eie lewe, waar kom jou planne, jou dade en al jou besluite vandaan? Kom dit vanuit jouself af? Of kom dit van God af? Jesus, die ware wingerdstok, wys nie net dat Jesus 'n bron is wat ons hier en daar kan kry nie. Dit wys dat hy die bron is. Dit wys hoe God sy oplossing vir ons gewys het. Waar Israel die wingerdstok was, is Jesus wat hulle moes wees. God plant toe 'n wingerd wat nie slegte vrug kan dra nie.
Die gevaar is wanneer jy nie aan daai wingerd geënt is nie. Wanneer jy jou eie plantjie een kant staan en verwag jy gaan vrug dra. Hierdie krag en hierdie effort wat jy insit om jou eie plan te wees, trek al die lewe, al jou planne, al jou besluite, trek alles uit jou uit, want jy het nie daai krag van die wingerdstok nie. Dis soos wanneer jy 'n spiksplinter nuwe foon kry. Hy het al die funksies wat jy moontlik kan op hê. Hy kan doen wat ook al jou hartjie begeer, maar jy herlaai hom nooit. Dit lyk dalk goed tot hy pap is. Hy het potensiaal, maar sonder die regte kragbron is hy nutteloos en hy bly dood. En dit is hoe dit is in ons lewe. Ons kan soveel planne hê as wat jy wil, maar as dit nie vanuit daai wingerd kom nie, dan gaan dit nie suksesvol wees nie. Jy gaan jouself leegtap en jy gaan opdroog en uitdroog en jy gaan verdol. So ek vra weer, waar is jy geplant? Die tweede vraag, hoe word jy gesnoei? Die snoeiproses is eintlik in homself 'n wonderlike proses. Dit verseker dat die mooiste vrug gedra word. Maar die snoeiproses word baie keer verwar met 'n straf. En dit is glad nie die punt nie. Al die mense wat kyk, wat iets van tuinmaak al weet as jy 'n plant snoei sodat hy sou bot, jy maak hom nog steeds seer. Dis nog steeds 'n kneusplek daar waar jy sny. As jy 'n boom sny wat baie sap en jy sny hom, dan daar waar jy sny, gaan die sap nog steeds uitloop. Dit beteken nie die snoeiproses is maklik nie, maar die snoeiproses is nodig. En die snoeiproses is God se manier om te verseker dat ons vrug dra in abundance. Dat jy nie net mooi blare is nie, maar dat daar tog 'n doel is. Die snoeiproses kan daai vriendskap wees wat net ewe skielik opgehou het. Daai vriend wat sy rug op jou gedraai het. Die snoeiproses maak nooit initieel vir ons sin nie. Baie keer dink ons, hoekom gebeur dit nou? Hoekom word hierdie persoon uit my lewe uitverwyder? Vra jouself eerder, God, is ek besig om deur 'n snoeiproses te gaan? Want dit voel vir my so, dit maak my diep seer, maar as ek net 'n bietjie indink, hoe lyk my toekoms van hier af verder? Dan kan ek sien, maar dit is goed. Want wat U beplan, werk uit vir die beste. Ons moet wel pas op, dat jy nie te veel gesnoei word nie. Ons moet pas op om 'n waterloot te word, want 'n waterloot word mooi gesnoei, maar hy doen nie eintlik enigiets nie, hy dra nie vrug nie, want hy hardloop uit plek uit om te snoei. En wanneer jy nie meer gesnoei kan word nie, is Johannes redelik duidelik daarmee in vers 2. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af. En die gevaar is, as jy op 'n punt gaan kom waar jy nie meer gaan vrug dra nie, en jy gaan al die energie van die wingerd gebruik, dan gaan die boer jou afsny. En ons moet daarteen waak. Laat toe dat Jesus se woorde soos 'n snoeisker in jou lewe werk. Laat toe dat die Heilige Gees jou lei, sodat jy kan vrug dra. En die derde vraag, hoe groei jy? Groei jy soos daai waterloot, wat al die energie van die hoofbron aftap, maar niks meer dit doen nie?
groei jy dalk mooi blare wat die uiterlike van jou laat mooi lyk en jy fokus so op jou blare dat jy die belang verloor van waaroor dit eintlik gaan. En dit gaan oor daai vrug. Dit gaan oor daai druiwe, daai soet druiwe wat God wil hê ons moet dra. Wanneer jy wegtrek van die wingerd af en jy groei as 'n waterloot, dan raak dit gevaarlik vir die eenvoudige rede, al jou energie, al jou doene en late gaan in hierdie een ding in. En dit is nie wat God van ons wil hê nie. Jesus sê, bly in my. Ent jouself aan die ware wingerd. En die woord wat hy gebruik in Grieks is meno. Meno beteken om te bly, om te woon, om te volhard of om aan te hou wees. Wat Jesus hier sê is, wortel jouself in my en kry jou krag van my af. Dit is wanneer daar 'n ware verhouding met Jesus gebeur. En daai verhouding verander die hele loop van proses. Dan wanneer jy deur die snoeiproses gaan, dan is dit vir jou oukei, want jy verstaan van waar of dit kom. En vrug dra, dis nie meer vir jou 'n plig nie. Dit vorm deel van die natuurlike vloei van hoe 'n plant werk en hoe hierdie verhouding jou verander en jou, wil ek half sê, shape. As jy in die oggende opstaan en jy dink by jouself, ek moet nou opstaan, ek moet aantrek en ek moet kerk toe gaan, dan stop iets van 'n probleem, dan word dit vir jou 'n werk. Dan is daar nie 'n genuine, werklike verhouding nie. Maar as jy op 'n Sondag opstaan en jy gaan, ek kan nie wag om by die kerk te kom nie. Daar's soveel mense wat ek lank terug gesien het, wat ek net wil gaan hoor hoe gaan dit, en ek kan nie wag om die woord van die Here te hoor nie. Dit is wanneer jy in 'n werklike, true verhouding met die Here staan. En dit is waar ons almal wil wees. So ek wil julle uitdaag om die volgende bekend te laat klink. Ek lewe soos 'n Christen. Ek sê nie net ek is een nie. My aksies wys ek staan in verhouding met Jesus. Maak seker dat jy in Jesus geënt is. Nie op jou eie geplant is nie. Maak seker jou krag kom van die ware wingerd af en nie van die kompos wat jy gooi nie. En wanneer jy deur daai snoeiproses gaan, moet dit nie sien as 'n straf nie. Sien dit as iets wat jou gaan verander, iets wat jou gaan vorm vir wat God wil hê ons moet wees. En laastens, moenie voel dat om vrug te dra is 'n plig nie. As jy in verhouding met God gaan staan, dan gaan dit 'n natuurlike vloei van die proses wees. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U die wingerd gestuur het, sodat ons krag van Hom af kan kry. Dankie dat ons weet, ons kan net terugdraai. Dankie dat ons weet dat wanneer ons deur daai snoeiproses gaan, dit is nie daar om ons te straf nie. Dit is nie daar om ons af te breek of af te knou nie. Dit is daar om ons te vorm, dit is daar om ons te verander, sodat ons vir U kan vrug dra. En Vader, dankie ook dat hierdie vrug dra nie 'n plig is nie, maar dat dit die natuurlike vloei is van hoe dit lyk as ons genuine verhouding met U het. En Vader, dankie vir die belofte wat Jesus sê, die wat in my bly,
vra wat jy wil hê, want dit bring eer aan my Vader. Dankie dat ons kan weet dat as ons in Jesus geënt is, dat U verheerlik word daardeur. Dit gaan saam met elke persoon wat hierdie boodskap gehoor het, dat as daar iemand is wat tans deur 'n snoeiproses gaan, dat hulle sieninge sal verander oor die straf of die nie straf. En dankie vir die groei geleenthede wat ons het, dat ons kan vrug dra. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Ontvang die seën. Mag God jou genadig wees in jou snoeiproses. Mag jy sy liefde en sy leiding ervaar en dit nie sien as 'n straf nie. Mag Jesus jou anker wees en mag die Heilige Gees jou lei. Daar gaan onder 'n skakel wees vir finansiële bydrae. En die finansiële bydrae is nie tot bevordering van die kerk nie, maar dit is sodat ons aan kan hou om die evangelie te verkondig. Ons nooi julle graag as daar nog tyd is om deur te kom kerk toe, 'n koppie koffie te kom drink. Ons is almal deel van dieselfde wingerd, so ons kan almal same deel met dieselfde doel. Dankie.